Hartlike goeienaand, ek groet jou hier op Woensdag 22 Julie 2026 met 'n woord op sy tyd en ons tema vir vanaand is in die naam van die Here. Ons gaan lees uit Markus 16 vers 17 tot 18 en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vanaand voor U met nederige harte. Ons erken dat ons niks sonder U kan doen nie. Ons eie krag is beperk, maar U krag is onbeperk. Here Jesus, ons dank U vir die naam wat bo elke naam is. Dankie dat daar redding, hoop, vrede en oorwinning in U naam is. Maak ons harte oop vanaand vir U woord om dit te ontvang. Verwyder elke twyfel, elke vrees, elke ongeloof. Laat die Heilige Gees ons leer en lei. Here, laat hierdie woord nie net kennis wees nie, maar laat dit nuwe lewe bring. Laat mense vanaand besef dat hulle nie alleen deur moeilike tye hoef te gaan nie, want hulle staan in die naam van Jesus. Ons gee hierdie tyd oor aan U in die magtige naam van Jesus Christus alleen. Amen en amen. Nou, daar is krag in die naam. Ons leef in 'n wêreld waar name belangrik is. 'n Naam kan toegang gee, 'n naam kan vertroue skep, 'n naam kan 'n verskil maak. As iemand met 'n groot gesag jou naam noem, verander dinge. Maar daar is een naam wat bo elke naam staan, die naam van Jesus Christus. Filippense 2 vers 9 tot 10 sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie. En die disippels het nie groot geword omdat hulle self sterk was nie. Hulle was gewone mense, maar hulle het geleer dat wanneer hulle in die naam van Jesus optree, hulle nie alleen staan nie. Nou die naam van Jesus bring gesag. Markus 16 vers 17 begin, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg in my naam. Nou Jesus gee nie vir ons 'n towerwoordjie nie, hy gee vir ons gesag wat kom deur geloof in hom. Die disippels het nie gesê, ons is sterk genoeg, ons weet genoeg, ons kan dit doen. Hulle het geweet, ons doen dit in die naam, Jesus se naam. Wanneer 'n polisieman 'n voertuig stop, lê die gesag nie in die persoon self nie, maar in die uniform en die mag wat aan hom gegee is. Net so lê ons geestelike gesag nie in onsself nie, maar in Christus. Nou die naam van Jesus bring bevryding. Jesus sê, in my naam sal hulle duiwels uitdryf. Die Bybel leer ons dat daar 'n geestelike stryd is, Efesiërs 6 vers 2, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en teen die magte. Nou baie mense probeer geestelike probleme met aardse oplossings oplos. Maar daar is dinge wat net God kan verander. Daar is skettings wat net Jesus kan breek. Daar is harte wat net Jesus kan herstel. Wanneer Jesus jou naam oor 'n situasie uitgeroep word, herinner ons die vyand dat hy reeds oorwin is deur Christus. Die naam van Jesus bring 'n nuwe lewe. Jesus sê, met nuwe tale sal hulle spreek. Dit wys op die werk van die Heilige Gees. God wil nie jou omstandighede verander nie, hy wil jou verander. Baie mense wil God se seën hê, maar hulle wil nie God se verandering hê nie. Maar wanneer Jesus jou lewe binnekom, begin iets nuuts. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Nou Jesus verander jou denke, jou hart, jou woorde, jou manier van leef. En die naam van Jesus bring genesing en hoop. Ons kyk na Markus 16 vers 18. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Ons glo in 'n God
wat vandag nog steeds genees. Soms genees God onmiddellik, soms werk God deur 'n proses, soms gee God krag om deur die moeilike pad te gaan. Maar een ding verander nooit, God bly goed. Ons bid nie omdat ons alles verstaan nie, ons bid omdat ons Jesus vertrou. Nou Jakobus 5 vers 15 sê, en die gebed van die geloof sal die kranke red. Nou daar is hoop in die naam van Jesus. Leef elke dag in sy naam. Kolossense 3 vers 17. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus. Die naam van Jesus is nie net vir Sondag nie. Dit is vir jou huis, jou werk, jou besluite, jou verhoudings, jou moeilike dae. 'n Kind van God dra die naam van Christus oral waar hy gaan. Mense behoort Jesus deur ons lewe te sien. Vandag staan ons voor 'n keuse. Sal ons probeer leef in ons eie krag, of sal ons leer om elke dag te sê, Here Jesus, ek kan dit nie alleen doen nie, ek vertrou op U naam. Die naam van Jesus is groter as jou probleem, groter as jou siekte, groter as jou vrees, groter as jou verlede, groter as enige aanval van die vyand. Daar is hoop, daar is krag, daar is oorwinning, want daar is 'n naam bo elke naam, Jesus Christus, die Here. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Here Jesus, dankie vir U, die krag van U naam. Dankie dat ons nie alleen deur hierdie lewe hoef te stap nie. Vandag bring ons elke behoefte, elke siekte, elke bekommernis, elke stryd voor U. Ons verklaar dat U naam groter is as elke situasie. Here, versterk elke persoon wat hierdie woord hoor. Gee geloof waar daar twyfel is. Gee hoop waar daar moedeloosheid is. Gee vrede waar daar storms is. Help ons om nie net U naam te gebruik nie, maar om U naam te eer met ons hele lewe. Laat mense Jesus in ons woorde, dade en liefde sien. Ons bid dit in die magtige, kosbare en wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen en amen. Luister gerus die volgende lied. Ek stap nie langer in my eie krag nie. Ek buig my knie voor U alleen. U is die koning oor die nasies, die Alfa Omega, God se seun. Wanneer die donker my oorweldig, wanneer die storms rondom woed, dan hoor ek weer die sagte stem sê, my kind, ek is nog altyd goed. Ek hoef nie bang te wees, want U gaan voor my uit. Ek leef nie vir myself nie, maar vir die koninkryk. In die naam van Jesus staan ek vas. Elke ketting moet nou breek. In die naam van Jesus glo ek vas. Elke berg sal voor my wyk. Daar is genesing, daar is bevryding, daar is lewe in die naam. Alle eer, alle lof behoort aan Jesus Christus alleen. Hier het gewone mense nader om lig te wees in hierdie wêreld. Nie deur ons eie wysheid, Vader, maar deur die Gees wat in ons werk. Waar harte stikkend en gebroken lê, bring die genade nuwe hoop. Waar siekte, pyn en vrees regeer, is U nog steeds die groot geneesheer. Geen mag van duisternis kan teen U naam bly staan. Geen wapen wat gevormd
Alle eer behoort aan hom. Amen. Indien dit op jou hart is om hierdie woord te deel dit gerus met iemand wat dit moet hoor. En indien jy gebedsversoek het en jy wil hê ek moet vir u bid, stuur asseblief vir my 'n WhatsApp na 062 842 8396. Ek bid met liefde vir u. Blessings, lekker aand, tata.